Goeiemôre, good morning, lekker om jou saam met ons te hê. Die wêreld se beste jaggeweerskutte het onlangs in die Wes-Kaap vir die 5de wêreldkampioenskap vir jaggeweerskiet saamgetrek. Om meer te vertel oor die opwinding van die kampioenskap en die indrukwekkende groei van die sport in Suid-Afrika, gesels ons nou met Denny Taljaard. Hy is die president van die SA Sport en Jag Federasie. Denny, lekker om jou saam met ons te hê. Baie dankie vir jou tyd. Vertel ons gou-gou van die kampioenskap. Eerstens, hoe het dit hier in Suid-Afrika opgeëindig? Môre Arnold, ek dink hier is so 'n klein bietjie van verwarring. Ons kampioenskap het in die Bosveld plaasgevind op Swartwater. En ja, dit is ons interne kampioenskap. Dit was nie 'n wêreldkampioenskap nie. So iewers ek dink die lyne is so 'n klein bietjie gekruis. Maar ja, ons het 'n klompie skits, 18 skits wat teen mekaar deelgeneem het wat uit die verskillende provinsies uit geselekteer is deur die deelnameproses en dan uiteindelik dan aan die nasionale kampioenskappe deelgeneem. As mens so praat van die nasionale kampioenskappe, natuurlik jaggeweerskiet in Suid-Afrika is 'n baie groot ding, maar mense dink nie daaraan as 'n amptelike sport nie. Verduidelik asseblief vir ons, hoe werk dit? Arnold, ons word in die provinsies word die ouens toegelaat om 6 jagte te doen. Elke deelnemer het toelating tot 6 jagte, waar dan hulle dan deelneem onder spesifieke kriteria, onder baie etiese reëls. Ek gaan julle nou nie besig hou met die reëls nie, want dan gaan ons heeldag hier wees. Maar die reëls word dan word hulle uitgedin in die provinsies en dan kom die provinsiale spanne te mekaar deel om die nasionale kampioene te bepaal. En hoeveel jaar is dit nou al 'n amptelike sport in ons land, Denny? Jong, die SA Sport en Jag Federasie is al amper 35 jaar aan bestaan en dit het juis ontstaan uit 'n klompie ouens wat gevoel het dat hulle meer eties wil jag en op 'n baie meer bepaalde manier op 'n hoe kan ek dit stel? Eties is maar eintlik die woord, sodat die sport as 'n sport gebruik kan word, maar dit is uiteraard maar net jag wat onder bepaalde reëls dan gedoen word sodat elke persoon 'n gelyke kans staan. Jy noem 'n baie interessante punt. Geef vir my die definisie van wat jy dink daardie tipe van etiese benadering behels. Wat is dit? Jong, etiek dink ek verskil van elke persoon tot persoon. Elke persoon stel maar sy etiek daar, jy weet, daar's 'n ou gesegde wat sê wat jy glo is waar. Maar die bepaalde ding is dat ons probeer die prooi so maklik as moontlik neem. Met ander woorde, ons skootplasing is van kardinale belang en dan die aantal skote wat op 'n bok geskiet word is ook van kardinale belang. Met ander woorde, ons probeer die bok dood met een skoot en ook op so 'n wyse dat die bok redelik vinnig sterf. Met ander woorde, dit is die twee hoofkriteria en dan die kwaliteitsgehalte van die trofee word dan as 'n derde punt bygevoeg om jou totale punt te bepaal. En daardeur word ons mense gedwing om nie waagskote te doen nie en ook op 'n baie goeie manier die bok te jag en elke persoon is aangewese op sy eie vermoë omdat daar geen gids by daai persoon is nie. So dit gaan daaroor om jou eie vermoë te verbeter en dan die bok met so min as moontlike leiding en ook met enkelskoot dood te maak. Ja, net soos die grootte wat weggekom het as mens praat met vissermanne, is daar manne wat praat oor die bokke se horings. Gee my net so 'n bietjie insig daarin. Dis nie iets wat ek baie goed ken nie en ek dink ons kykers sal nogal geïnteresseerd wees om daaroor te hoor. Arnold, daar is verskeie meetmetodes wat gebruik word in die wêreld. Ek kan maar drie vir jou noem, die SCI meetmetode, dan die Roland Ward meetmetode en dan ook die Suid-Afrikaanse meetmetode. Dit is die drie wat ons maar hoofsaaklik gebruik. En daarvolgens word 'n norm vir 'n bok bepaal, byvoorbeeld op 'n Roland Ward is die rooibok se norm 23,5 duim. En dan ons punte word bepaal deur hoe ver bo of hoe ver onder jy by op die spesifieke norm is en daardeur word jou trofeegehalte bepaal. Maar wat baie interessant is by die SA Sport en Jag Federasie, die vroulike diere word ook in ag geneem en hier werk ons met vroulike diere wat horings het, word die horing gemeet en vroulike diere en byvoorbeeld ook zebras wat nie horings het nie, word daar 'n gewignorm gestel. Ek kan dit byvoorbeeld noem 'n rooibok gewig ons 30 kg.
So as jy bo kan 30 kg skiet, gaan jy 5 pluspunte kry en onder 30 kg natuurlik minder as 5 punte. So dit gee ons 'n gelyke kans om manlike en vroulike diere te oes en wat ook baie gunstig is by baie van die boere wat ons byjag. Ek sou aanneem daar's verskillende kalibers. Vertel ons daarvan asseblief. Ja, daai is ook 'n debatteerbare punt wat 'n ou vir jare mee gaan gesels en jy gaan nooit almal tevrede stel nie. Dis dieselfde waar ons kom met is 'n dubbelloop geweer beter as 'n slotgeweer. Jy gaan nooit tot 'n finale gevolgtrekking kom daar nie. Ons laat die boere bepaal die minimum kaliber wat hy op sy plaas toelaat. Gewoonlik is dit in die omgewing van 'n 243 of 'n 270. Dis gewoonlik die minimum kalibers waarmee ons jag en dan jy word nie beperk op die boonekant van die kaliber nie. Dit is vir elke jagter tot sy eie besluit, maar ons die .30 kalibers is ook redelik baie gewild. Vertel vir ons van waar Suid-Afrika in die wêreld is wat die kompetisie aanbetref. Waar pas ons in en hoe goed is ons wat wêreldstandaarde aanbetref? Weet jy, Suid-Afrika uiteraard is 'n baie goeie jagbestemming. Ek meen ons het so groot geword, dit is hoe ons in die lewe gebly het in die vroeë jare en ek dink dit is nog steeds 'n baie goeie punt. Ons is juis tans besig om te gesels met mense internasionaal om die hele aspek internasionaal te kan aanbied. Jag wêreldwyd is baie groter as wat mense dink. Jy weet ons in Suid-Afrika dink dat ons die alfa en die omega van die jag veld is, maar daar is geweldig baie van die oorseese lande wat ook baie kragtige jagters is en hulle wil graag in Suid-Afrika kom jag en ook hier kom deelneem teen ons. So ja, daar is regtig 'n oop veld vir toekomstige internasionale deelname. En ons het daarmee begin deur te sê die sport groei met rasseskrede in Suid-Afrika. Eerstens, hoe werk dit op die oomblik wat dit aanbetref en is daar plek vir nog verbetering wat dit aanbetref? Arnold, ja, ek dink die belangrike ding op hierdie stadium wat 'n mens moet besef, die ekonomie knyp almal maar 'n bietjie. So daar is 'n bietjie van 'n remskoen wat die ekonomie betref. Jy weet die wild het baie duurder geword, die ammunisie en goede duurder geword, reis het duurder geword. So daar is heidaglik so 'n bietjie van 'n stremming op die industrie, maar ek dink sodra al die dinge gesettel het, ons sal nou nie praat oor die wêreldoorloë wat aan die gang is nie, maar as ons so 'n bietjie kan ontspan, dan sal ons regtig weet die industrie weer kan laat groei, maar soos ek vir jou sê, die internasionale deelname sal uiteindelik ook bepaal dat die ding jy weet ek moet dit nie sekere ding noem nie, dat die sport sal voortbly staan en vorentoe sal groei. So ja, die internasionale deelname dink ek gaan 'n werklike groot impak hê ook op die Suid-Afrikaanse deelname. En laastens, baie vinnig, waar kan mense vir julle in die hande kry? Want ons is op die SA Sport en Jag Federasie se webwerf. Jy sê sa-sportjag.co.za. Ons nasionale sekretaresse, haar nommer kan ek ook vir jou gee. Ek gaan vir jou heidaglik net my nommer gee en dan kan ek dit verwys, is 082 440 1852. Baie dankie, waardeer dit regtig. Ons is net hierna terug.